Ok julle, ons gaan aan met ons tweede deel van Prepping Back to Basics, waarvan ek vandag bietjie wil praat, is maar basies, as daar nou iets soos 'n blackout gebeur, nou hier by ons is ons mos nou maar al amper al verwoond aan die load shedding en ons weet hoe om dit te hanteer, en meeste van ons het daarom redelik bietjie, jy weet, spaar krag, of dit nou is deur solar of 'n generator of wat ook al. Maar kom ons sê, jy het nou nie een van hierdie goedjies nie en daar kom 'n blackout. En onthou, ek praat nie van load shedding, ek praat van 'n blackout. Maar dis maar goeie goedjies om in plek te hou, selfs met, jy weet net, 'n scenario waar jy load shedding het, of kom ons sê, daar is een of ander substasie wat opblaas, as gevolg van die feit dat hulle kabel steel of wat ook al. Ek is seker julle almal het al gehoor, daar's van hierdie substasies wat baie lank op die ou ende uit werking uit is, wat kan veroorsaak dat jy maklik tussen van 2 weke tot 2 maande sonder krag sit. Jy weet so, ek gaan so deur die lysie gaan, en dan is dit maar goedjies waarna jy self kan kyk en ook maar in gedagte hou, maar onthou nou, hierdie is basiese aspekte wat ek gaan dek, en om seker te maak dat jy op die stupid goedjies fokus, want ons fokus baie keer so op die groot goed, dat ons vergeet die eenvoudige en maklike goedjies. En dan as jy dit nodig het, dan is jy gewors. So, ek glo die meeste van ons het hierdie kragbanke of power banks, soos wat hulle bekend staan, wat jy jou foon mee kan laai ensovoorts. Sorg dat daai goedjies maar altyd gecharges en reg is, vir as iets gebeur. Nou hierdie volgende punt is 'n bietjie meer kontroversieel, maar sorg maar dat jy 'n bietjie kontant by jou het. Ek weet dit is nie altyd moontlik vir almal nie, maar as jy kan, sorg maar dat jy 'n bietjie kontant aan jou het, of dit nou of jy dit in die kluis sit by die huis, of aan jou draad, maak nou nie regtig saak nie, daai is iets wat jy self oor kan besluit. Maar onthou, as daar so iets gebeur en dit gebeur byvoorbeeld landwyd, hoe gaan jy goed koop? Dis nogal belangrik om daai konsep te verstaan. Veral in die begin. Sorg maar dat jy altyd kos en water by jou het. Baie belangrik. Ons het nie, jy weet, ek weet die meeste van ons is nou al op so 'n plek waar jy nie noodwendig eers weeklikse goed kan aankoop nie, wat nog maandeliks, wat nog, meeste van ons is op 'n daaglikse basis, en ek weet daar's van ons mense wat op hierdie stadium sit waar hulle nie eers seker is waar kom môre se bord kos vandaan nie. Dit is die hartseer storie van waar ons op hierdie oomblik staan in ons wêreld en in ons land. En dis vir my hartverskeurend. En ek dink nie daar's veel mense wat uitsluitsel op die reël is nie. Ja, daar is dalk van julle wat nou nog goed doen en baie geld het. Goed vir julle, maar ek weet die bulk van die mense sukkel, verseker. So, ja, as jy kan, sorg maar dat jy bietjie ekstra kos in die huis het ten minste. Dan die volgende punt is belangrik, bespreek bymekaar kom punte met jou familie, en as jy dan nou by organisasies ingesluit is, maak seker jy weet waar hierdie bymekaar kom punte is. Jy wil nie in 'n noodgeval opeindig waar jy nie weet waartoe jy gaan nie, en nou wil jy ewe skielik uitvind, maar daar is die krag nie, die selfoonnetwerke werk nie, jy het nie intussen vir jou 'n radio aangeskaf, laat jy ten minste oor die radio kan luister nie. Jy weet, dan sit jy met baie drama en trauma, sonder dat jy enigiets al gedoen het of agter die rug het. So baie belangrik, maak seker dat jy weet waar is die bymekaar kom punte, en bespreek dit ook binne in jou familie. Onthou, wat ons baie keer ook weer vergeet, back to basics weer eens, papa is by die werk, mama is by die werk, kinders is by die skool. So as iets gebeur, wat doen jy nou? Eindig jy op waar jy, wie gaan haal vir wie? Wie doen wat? Wat is daai presiese uiteensetting van wie is verantwoordelik vir wat? En dis belangrik. Soos ek sê, dis nou maar daai bespreek by mekaar kom punte. So as jy weet so iets gaan gebeur, dan moet jy en jou vrou nie wonder wie gaan die kinders oplaai nie, want jy gaan nie met haar kan praat nie. Jy moet klaar weet wie is verantwoordelik vir wat. Baie belangrik.
En dan groot aspek, maak seker jy het jou bug-out bag, jou grypsak, baie belangrik, moenie dit vergeet nie, is ongelooflik belangrik. Julle kan op die kanaal gaan kyk, daar is 'n hele klomp voorbeelde van hoe die sak moet lyk en wat daar moet binne-in wees, en jy kan dit nog verder ook verpersoonlik. Dan mense, 'n stoepe ding wat baie mense ook vergeet, maak seker jy het 'n kaart van jou area, en as jy dan nou verder na 'n ander plek toe gaan, maak seker jy het 'n kaart waartoe dit gaan. Onthou net, die GPS gaan nie werk nie, hoor. Dit is die belangrike ding. Jy gaan nie op jou foontjie kan gaan en sê, okay, ek ry nou op Google Maps nie. Dan gaan nie Google Maps wees nie. Mense, ons moet, ek dink die tyd vir mooi praat, jy weet, ons moet nou begin seker maak hierdie goedjies is in plek. Jy weet, dit is die realiteit daarvan. So maak seker jy het 'n kaartboek. As jy nog nie een het nie, kry een. Gaan môre en gaan koop een. In plaas dat jy vir jou hamburger en chips koop, gaan koop die goed. Maak seker daarvan. Maak maar seker jy het, of jy nou, ek dink die rokers is bietjie meer geseend hierso, maar maak seker dat jy 'n lighter of vuurhoutjies het. Jy weet nie waar eindig jy op nie. As in die middel van die winter gebeur en daar's koue, moet jy ergens vir jou kan vuur maak, jy ten minste kan warm bly, ensovoorts. Jy weet, so maak maar altyd seker daar is 'n ding om iets meer aan te steek. En dan om daarbey aan te sluit, dan maak seker jy het maar 'n bietjie ekstra hout by jou, of 'n manier om ten minste vir jou, jy weet, hitte te maak. Veral as dit in die wintertyd in. Ons is nou gelukkig, ons beweeg nou in die somertyd in, maar mense, dis nooit te laat om al hierdie goedjies in plek te kry nie. En dan, hierdie is nou 'n paar ander aspekte, weer 'n keer, jy weet nie wat is die scenario noodwendig nie, maar jy behoort hopelik as jou, dis redelik eenvoudig, as jy, as daar byvoorbeeld load shedding is, en jy kan nog kommunikeer met iemand, al is dit 'n gesukkel en die ding vat tyd om daarby uit te kom of wat ook al, dan gaan jy vinnig agterkom, okay, dit is daarom net load shedding, dit is nou nie 'n probleem nie. Maar as jy byvoorbeeld, kom ons sê jy het sonkrag of jy het 'n generator of wat ook al, een of ander jy weet backup power, en jy weet, jy sien daar gaan die krag nou af en daar's nie regtig iets gesê daaroor of wat ook al nie, of is nie op die skedule of wat ook al nie, en jy sien dan nou, en jy stuur 'n boodskap vir Piet, en Piet sê, Piet antwoord jou nie, en as jy nou gaan op 'n ding soos WhatsApp, of wat sê die app, of Telegram of wat ook al, en jy stuur 'n boodskap, en jy sien jou boodskap gaan nie deur nie, mense, dis wanneer jy moet begin verder dink as dit weer. So neem dan nou weer kennis daarvan en verstaan, hoor jy, hier's iets obviously meer aan die gang. As jy boodskap afgelewer het, verseker het, dan weet jy ten minste, jy weet, die sein het deurgegaan. Want jy weet, dit help nie, jy sit met 'n generator wat loop, en Koos aan die ander kant, jy weet, sy generator werk dalk nie, of hy het dalk nie 'n generator nie. Maar ten minste kan jy dan nog kommunikeer, want hy gaan vir jou sê, nee, jy weet, ek is hier, jy's in Gauteng, hy's in Oos-London, nee, ons krag is ook af. Vinnig kan jy uitpleis en verseker maak, dat, hel, hier's nou moeilikheid. Jy weet, ons sal nou moet plan sien. Nou, hierdie is nou goedjies wat jy kan doen dadelik nadat dit gebeur. Jy weet, gaan en maak jou bad. Alle baddens wat jy in jou huis het, maak dit vol water. Maak seker dat jy wel water het. Is van kardinale belang. Jy weet, jy kan later daai water uittap as dit nie nodig is of wat ook al nie. Moet obviously nou nie warm water intap nie, moet nou nie stupid wees nie. Dit is vir gebruik van toilette, vir jou vir self vir drinkwater. Onthou op die einde van die dag as die krag val, dan gaan die toilette, die masjiene wat die toilet gemors wegpomp, werk nie meer nie. Dit beteken jou toilette gaan oorvloei met goed wat jy daar ingesit het. So, dis maar een van die dinge wat jy moet verstaan. En onthou, daai pompe gaan ook, jy weet, half tot nie, hoe die meeste watersuiweringsplekke werk, is hulle pomp het na 'n hoë vlak toe, en dit word met gravitasie, word daai ding dan nou afgevoer na die verskillende woongebiede of dorpe of wat ook al. So jy gaan nog daai kort tydperk hê wat jy wel water kan intap, en dan het jy bietjie ekstra water vir jou, vir wat ook al doeleindes. En dan die volgende ding, maak maar seker, onthou net,
Een van die eerste dinge wat gebeur is, daar so iets gebeur, dan kom die kokkerotte maar gewoonlik uit die houtwerk uit, en dan wil hulle gewoonlik jou goed kom steel. So wees maar seker dat jy die beskermingsgoedjies vir jou huis in plek het, en wat daarmee gepaard gaan. Ek gaan nie uitbrei op dit nie. En dan die laaste ding wat baie belangrik is, en dit kom nou maar by ouens wat ook, as jy by 'n instansie ingeskakel is, dit maak dit vir jou 'n bietjie makliker, maar maak seker jy het 'n wegkomplan. Jy weet, dat jy nie hoe vas te sit en jy gaan nou daar by jou huis vergaan nie. Jy weet, as jy sien die goed raak te warm, dat jy wel kan wegbeweeg na 'n veiliger plek of veiliger gebied, of kan groepeer saam met ander mense, ensovoorts ensovoorts. Julle ken die storie. Mense, ja, dis so 'n vinnige videoetjie wat sal gebeur as daar 'n totale blackout is. En dis net back to basics. Mense, ek meen daar's nog baie verder goed wat jy daarop kan uitbrei. Maar ek hoop hierdie sal dan nou iemand help wat nou nog nooit daai eerste stap gemaak het of eerste tree gegaan het oor die tou, om eintlik te verstaan wat is dit en waarop moet jy fokus en wat moet jy seker maak jy kan hanteer. Okay, julle moet 'n wonderlike week verder hê, en praat ons weer.